God het ons gemaak met die doel om hom te soek. Ek dink nommer 1 rede is, dat jy fokus op hom, hy kan sien jy soek hom. Die hartseer is, ons soek net wanneer ons in die nood is. Net ek soek nooit my kaarsedels nie, het hang opgehang daar, is in my sak, maar sê maar ek verplaas dit, en ek wil ry, dan begin ek ernstig soek, en ek soek, en ek krap alles om, totdat ek die sleutel het. Die hartseer is, baie mense soek net die Here, wanneer hy in die nood is. Waar die Bybel duidelik ons leer, om na God te soek. Jy moet die Here soek in die moeilike tye, jy moet die Here soek in die goeie tye, in die hartseer tye, gelukkige tye, opgewonde tye. Jy moet die Here soek, jy moet sy teenwoordigheid soek, moet in jou lewe wees. Nou, hoe soek ons na die Here? En die eerste is om te bid, dis hoe jy soek. Jy kan nie anders na God soek as om te bid nie. En dan sê die Here duidelik om alleen te kom, tyd met die Here te spandeer, te gaan sit en met die Here te praat, en julle Vader wat alles weet, gaan jou beloon. Maar dit is so geweldig belangrik, dat jy na God sal soek. As jy nie bid nie, soek jy nie in die Here nie. Jy moet met die Here praat. As jy die Here soek net in moeilike tye, gaan jy sukkel om sy stem te herken. Jy gaan sukkel om te weet wat om te doen, want jy weet nie hoe die Here praat nie. Maar die tweede manier wat baie belangrik is God se woord. Ek moet na die woord van die Here soek. Nou sê Psalm 119, is die lang psalm wat so praat oor die woord is 'n lamp vir my voet en hoe hy praat met ons. Dan sê hy, gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek. Gelukkig, Psalm 119 vers 2, geseënd is jy. As jy sy bepalings soek, en jy soek met jou hele hart. Met alle woorde, God se woord, jy soek nie 'n wet nie, jy soek dit wat die Here sê. Nou, hoe meer jy God se woord ken, hoe meer gaan jy hom ken. Jy moet na God se woord soek. En die Bybel is so, ons moet 'n bietjie soek. Die Bybel is eintlik so opgestel, dat hy boeke het, hoofstukke het, verse het, dat jy kan soek. Daar's vandag baie soek engines, wat kan soek. En jy moet verstaan, God loop nie op die straat rond nie, hy steek ons so 'n bietjie weg, sodat ek en jy moet soek, sodat ons in die woord moet wees, en soek na antwoord. Ek soek baie keer, en God gee woord, en ek glo die Here praat, maar ek ken sy stem, en dan doen ek dit wat die Here sê. Nou, Jesus, nadat hy opgestaan het, toe sy disippels uit mekaar uitgejaag, en daar's 2 ouens, die Bybel noem hulle die Emmaugangers, hulle loop en hulle praat oor die dinge van die Here, dinge wat gebeur het. Nie kom Jesus saam met, en hy loop saam met hulle herken hom nie. Dit is die groot hartseer, mense herken God nie, God loop saam met hulle, en hulle herken nie. En hy vra vir hulle, waaroor praat jy? Hulle sê, maar het jy nou nie gehoor van alles wat gebeur het nie? En hulle begin om te vertel, en toe hulle by die huis kom, toe sê hy, kom eet saam met ons. Hulle nooi hierdie vreemde, kom eet saam met ons. En toe hy saam met hulle eet en brood breek, toe sê hy wie hy is. En hoor wat sê Lukas 24. Hy sê, daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Die Ou Testament is nie daar om ons oor wette en goed te leer nie, is daar om ons te leer oor Jesus. Jy moet Jesus raak sien in die Ou Testament. Jy moet, wanneer jy Jesus leer, moet jy hoor dit wat hy profeteer, dit wat hy gaan sê. So die wet is die eerste 5 boeke van Moses, van die Bybel, dan is dit die profete en die psalms, dit wat geskryf is. Maar dan sê hy sê daarop het hy hulle verstand daaroor geopen om die skrifte te verstaan. Baie mense vir my sê, pastor, ek verstaan niks, want jy soek nie. Maar as jy na God soek, en hy sien dat jy soek, dan open hy jou verstand, dat jy die skrifte kan verstaan. En wat ek doen is, ek lees baie keer, en lees weer dieselfde stukkie oor, gaan dink daaroor, ek sit baie keer, en lees ek, ja, en dan verstaan ek jy mooi nie, dan gaan bid ek daaroor, en die volgende oomblik, dan praat die Here met my, en God praat in kort sinne, maar die Here praat met my, en dis 'n woord, en dan vat ek daai woord, en dis in my mond, ek praat dit die hele tyd, want God het ons goeie planne vir my, en dan weet ek, hierdie planne moet werk, maar dis hoe ek God soek. Jy kan nie God soek sonder om die woord te soek nie. Dan vra ek jou, gaan lees Spreuke, gaan lees Markus, gaan lees Lukas, gaan lees Handelinge, gaan lees elke dag. Nie die hele hoofstuk wil lees nie. Lees 'n paar verse, gaan bid daaroor, gaan dink daaroor. En wanneer jy soek, dan gaan die Here jou help. Dankie dat jy soek. Jy's 'n great blessing.